Jy kyk na Goeiemôre, Good Morning. Ek is Arnold Gert, Sporttyd. Ons gesels vandag met William Harmse, voorsitter van die Oosrandsteek van die Sanparke Ere Veldwagters. William gesels met ons oor die opwindende Marikele Hydraulics MTB Challenge. Dis die CT Hydraulics bergfietswedren. William, baie lekker om jou saam met ons te hê. Kom ons gesels vir 'n oombliekie. Eerstens, dit kom nou al 'n paar jaar, maar dis 'n kans vir fietsryers om tussen die groot 5 te ry. En dis nie iets wat altyd gebeur nie, né? Dis reg, Arnold, goeiemôre. Baie dankie vir die geleentheid. Ek dink is 'n wonderlike, ek noem dit 'n kombinasie van avontuur aan die een kant en dan 'n doel. Dink die avontuurdeel lê juis in dit wat jy nou sê, is dat 'n bergfietsryer kry die geleentheid om in 'n nasionale park, wat 'n wonderlike plek is in die Waterberg biosfeer, te kan ry, en dan ook terselfdertyd 'n groot 5 area, wat nie aldag toeganklik is vir bergfietsryers nie. Kom ons gaan net gou-gou eers terug. Ere Veldwagters, wat doen julle as dit ware? Ons groot doelwit is ons doelwit sê ons is vir die liefde vir die natuur, om dan ook sanparke te ondersteun. So daar is so 31 streke in Suid-Afrika, waar dan by al 21 nasionale parke werksaam is en dan sanparke ondersteun met bewaring. Ek dink dis ons primêre taak. En wat sluit dit in? Wat doen julle? Dit kan van kampdienste, hekdienste tot onderhoud in kampe of wat ook al ek dink die behoefte by sanparke is, daarmee help ons. Ek dink mens kan regtig eintlik sê dat sanparke nie sal bestaan as dit nie vir julle Ere Veldwagters was nie. Of is dit 'n bietjie ver gestrek? Ek sou dink is bietjie ver gestrek, maar ek dink ons lewer 'n groot deel vir dit. Ek dink die onlangse groot vloede in Kruger is 'n groot bewys, en dan ook die vloedfonds wat deur die Sanparke Ere Veldwagters tans bestuur word. Ek wil nie daarop fokus nie, maar ongelukkig is deel van wat julle ook doen, dit wat saam met die sogenaamde poaching gaan en natuurlik renosters. Daar was nou weer 'n insident. Hoe moeilik is dit vir julle om daardie ding te probeer beheer van julle kant af, as dit moontlik is? Ek dink dis die moeilike deel, dis ook die sensitiewe deel, dis die goeters wat 'n bietjie maar aan 'n ou se hart vat, wanneer 'n ou by 'n karkas staan van 'n renoster wat so gestroop is. En ek dink die uitdaging sal altyd daar wees. Kom ons gesels oor die Marikele bergfiets self. Dis nou al 'n paar jaar aan die gang. Ons praat van die groot 5, maar dis nie net dit nie. Jy gaan heel duidelik 'n hele paar ongelooflike diere sien as jy ry, maar daarbey saam, dis sekerlik een van die mooiste dele van ons Suid-Afrika. Ja, korrek, ek dink die Waterberg is uniek. Die hele Waterberg biosfeer en Marikele Nasionale Park is dan ook geleë binne daardie biosfeer. So hierdie jaar is dan die 3de jaar wat die bergfietsren plaasvind. Ons het so in 2024 die eerste gehad, verlede jaar die tweede, en dan is nou ons derde een wat nou kom in 23 Mei 2026. So en elke jaar het ons 'n groei in hom gehad. So ons is baie dankbaar daarvoor. Watter afstande kan mense almal ry? Daar's 4 roetes. Daar's 'n 70 km afstand, dan 'n 40 km, en die 70 en die 40, dis die roetes wat deur die groot 5 area beweeg. En dan is daar 20 km en dan is daar ook 'n prettrap vir die dag vir 'n 10 km. So iets vir almal. Iets vir almal. Die wonderlike ding van Marikele is, as jy deur die een hek is, daar aan die kant waar die groot 5 is, daar's nie eers selfoonontvangs daar nie. Daar's niks behalwe diere. Korrek, ja. En dis waar die veldwagters van die park natuurlik 'n groot rol speel, ook om seker te maak dat ons fietsryers dan ook dan veilig is binne die area. Mens moet 'n helikopter opstuur in die lug om te gaan kyk dat alles veilig is. Ja, voordat die wedren gewoonlik wegspring, dan is daar 'n helikopter en dan vlieg hulle oor die hele roetes en maak seker dat die roete so ver moontlik veilig is, en dan oral op die roete self is daar dan veldwagters geplaas wat dan ook versorg vir die veiligheid van ons fietsryers. As mens na so 'n roete kyk, dis nie altyd die maklikste ding om seker te wees dat almal veilig is nie, maar dis nou maar deel van daarmee saamgaan, nie waar nie? Dis reg. Ek dink dis deel van die avontuurdeel. Presies. Ek dink dis wat ek gesê het, dis 'n avontuur om te kan ry in 'n area waar daar diere is wat iewers dalk jou pad mag kruis. Net so 'n paar weke terug was dit die marathon self, hardloop marathon, en hy het natuurlik sy eie karakter. Dis nie heeltemal dieselfde as bergfiets nie, né? Ja, nee, ek dink so. Ek dink te voet
is bietjie moeiliker as op 'n fiets. As mens praat van die roete, dis ook nie 'n maklike roete nie. Daar's baie op en af. Jy moet hard werk teen die bolte. Ja, maar dis hoekom ons dit ook 'n uitdaging noem, nê. Dis die Mountain Bike Challenge, so dis nie maar net daag op en kom ons doen dit gou-gou nie. Willem, hoe maklik of hoe moeilik is dit om so iets aan mekaar te sit in 'n area waar dit eintlik redelik afgeleë is? Ek dink daar is nogal baie logistiek en daar is baie organisering en dit waar 'n ou baie vennote nodig het. En nou is ons gelukkig CT Hydraulics wat ons eerste vlak van geleentheidsvernoot is vir hierdie challenge is daar en ons het altyd dankbaarheid vir hulle. Maar dan speel SANParke 'n groot rol en dan natuurlik Marikele Nasionale Park self en hulle bestuur wat ons ongelooflik baie ondersteun. Maar buite dit kom dan die SANParke ereveldwagters wat dan die hele organisering moet hardloop, seker maak al die goed is in plek. En dan het ons die wonderlike voorreg dat ons dan ook van al ons vrywilligers binne die organisasie gebruik maak om waterpunte te beman en sulke plekke. En hoeveel van hierdie mense is betrokke? Hoeveel van julle ereveld? Daar's op hierdie stadium vir hierdie jaar sit ons met so 63 omtrent min of meer al reeds wat sal ontplooi wees op die dag in verskillende verantwoordelikhede. So ek dink dis maar die uitdaging. En dan natuurlik die plaaslike mense wat in Thabazimbi bly wat net so 'n paar kilometer in die pad af is. Hulle is ook 'n groot deel daarvan en dit beteken natuurlik iets vir die ekonomie van die dorp. Korrek, ja. En daarvoor is ons ook byvoorbeeld dankbaar dat Waterberg Toerisme is ook deel van ons vennote. Hulle maak ook seker dat daar bepaalde stalletjies op die dag beskikbaar is om Waterberg Toerisme te bemark. En dan gee ons ook 'n bietjie terug na die gemeenskap toe. Met die Mountain Bike Challenge wat ons ook doen is, na die afloop die Saterdag, die aand hier by skemertyd, het ons 'n gratis konsert wat ons aanbied. En al wat ons nooi, bring jou eie kampstoel en kom geniet die musiek daar onder terwyl die son besig is om te sak. Wie is dit vanjaar? Hierdie jaar het ons vir Nico Boyse en Leroy Henes en hulle doen hulle konsert Pop versus Country en ons sien baie daarna uit om hulle daar te hê. Kan nie wag nie. Laastens, hoe skryf mense in? Hulle gaan net na die portaal van MyActive en daar sal hulle al die nodige inligting kry, die afstande, die tarief wat hulle moet betaal ensovoorts, maar daar is ook 'n web wat hulle kan gaan, die SANParke ereveldwagters se webblad, daar sal hulle inligting kry en ons het dan ook die e-pos marikele.mtb@sandparksvolunteers.org waar hulle ook kan navraag. Baie dankie. Ons gaan net hierna voort.